Dr. Rulie van der Spy. Daar is die wat in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Met Dr. Rulie van der Spy, as die praatjies lig op die skrif. Goeiemôre. Goeiemôre almal wat luister. Ek is bly julle het weer ingeskakel om saam met my bietjie te krap in die skrif. Ja, ek wil graag hê ons moet altyd die skrif nuut verstaan en kyk of daar iets nuuts is. Ek het hierdie afgelope tyd tussen Paasfees en Pinksterfees natuurlik na heel wat video's geluister en goed gelees oor Paasfees, oor Pinkster en moontlik op iets nuuts afgekom. Die tema van vanoggend is voordat die haan kraai. Ja, julle ken seker almal hierdie uitdrukking wat Jesus gebruik het toe hy met Petrus gepraat het, gesê het, voordat die haan kraai, gaan jy my verloon. Die vraag is dan eintlik, waarna verwys Jesus? So, mens lees dit so dikwels, en mens ken die uitdrukking so goed, en ons praat so baie daaroor, en ons verstaan dit so mooi. Maar, dit is interessant, dat mens ook oor so 'n bekende gedeelte iets niets kan raak lees. Dis 'n bietjie spekulatief, maar kyk of jy met my saamstem, oor wat ek vanoggend wil uitlig, wat 'n moontlike verklaring kan wees van hierdie uitdrukking. So, kom ons bly na die skrif toe. So gewoonlik moet ons die skrif lees, want ek praat oor die lig uit die skrif. En dit kom dan vanoggend uit Johannes 13. Net 'n paar versies. Johannes 13, van vers 36 af, gaan ek vir ons lees. 36, 37 en 38, Johannes 13. Simon Petrus vra toe vir Jesus, Here, waarheen gaan u? Jesus het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie volg nie, maar later sal jy volg. Maar Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Toe antwoord Jesus hom, sal jy jou lewe vir my aflê? Amen. Amen, verseker sê ek vir jou, die haan sal beslis nie kraai, voordat jy my 3 keer verloon het nie. Ja, ons kyk spesifiek na hierdie woorde, die haan sal beslis nie kraai, voordat jy my 3 keer verloon het nie. Nou die vraag is, waar was die haan wat gekraai het? Waar was Jesus hulle, nee? Onthou Jesus, dit gaan oor Jesus verhoor voor die kruisiging, hy was daar by die tempel, hy was by die paleis van Caiaphas, en waar was die haan? Het hulle hoenders daar aangehou? Hoe dit gewerk in Jerusalem? Nou, ek het nou hierdie paar interessante dinge raak gelees. Maar voordat ons nou bietjie in detail daarna gaan kyk, kom ons kyk net na die dagindeling. Dit is interessant, in Markus 13 vers 35 word daar verwys na die dagindeling, want hier gaan dit eintlik nou oor die grondeienaar wat gaan terugkom en ouens gaan onkant vang of nie onkant vang nie, wat is jy gereed as die Here terugkom of nie? Dis die gelykenis waaroor dit gaan. Dan staan daar in Markus 13 vers 35, bly daarom waaksaam, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, teen die aand, om middernag, of teen hannekraai of vroegoggend. So dis die indelings van die nag, nee. Op ander plekke lees mens ook van die nagwake, nee. Dit was die soveelste nagwaak gewees. So onthou hulle aand, hulle dag het teen 6 uur begin, teen 12 uur, middernag, teen hannekraai, 3 uur die oggend, en dan 6 uur die oggend het die dag gedeelte van die 24 uur dag begin. En daarom kry mens baie keer verwysings ook na die 6de uur of 9de uur in die ou vertalings, en dan moet mens dit aanskuif, want hulle dag het by 6 uur begin in ons moderne tyd. Ja. So dit was die 4 indelings van die dag in die Joodse lewe, die aand, die middernag, hannekraai en vroegoggend.
Nou waarna verwys die hanekraai? Het die hane altyd op daardie spesifieke oomblik gekraai, of wat was dit gewees? Dis interessant dat daar so verwysingkie ook is, om die mense te sê, pas op, wees wakker, wees waaksaam. Onthou, daar was nie wekkers in Jesus se tyd in die Bybel nie, in die Ou Testament se tyd. Natuurlik was daar nie wekkers, meganiese of elektroniese wekkers nie. En daarom moes daar op ander maniere aangedui word watter tyd dit is, watter tyd van die dag dit is. En onthou by die tempel, as mens Levitikus lees, dan lees mens, daar was altyd 'n oggendoffer gewees, daar was 'n aandoffer, al sulke dinge. Maar wanneer moes die oggendoffer plaasvind? En hoe moes hulle geweet het presies wanneer die tyd is vir die oggendoffer? Nou, volgens oorlewering was daar 'n tempelroeper gewees, wat die priesters geroep het om te weet, julle moet opstaan, dit is nou offertyd, dit is nou oggendtyd, dit is nou hanekraai. Nou, omdat daar nie wekkers was nie, daarom het die plig om die priesters wakker te maak, gereed te maak vir hul daglikse offerande op die priesterdom geval, op 'n tempelamptenaar wat na 'n hoë punt van die tempel sou klim en met 'n uitroep of 'n call die priesters wat in hulle kamers in die tempelgebied geslaap het, wakker te maak, sodat hulle die oggendoffer kon doen, nee. Nou, ons ken dit nie meer vandag nie, maar ons ken die moslimse call to prayer, nee, die moslim uitroep by 5 uur die oggend. Nou, dit is iets soortgelyk wat hulle gehad het, die uitroep van hulle. Nou, net so 'n kantaantekening rondom hierdie uitroep, ons weet nie, ek kon dit nie raak lees nie, of dit fisies 'n uitroep is, soos in die moslimwêreld nie, maar in die moslims het ook baie keer musiek, of 'n geluid, of 'n liedagtigheid. Nou, moontlik het die Jode die ramshorinkie geblaas, die shofar geblaas. Moontlik het hy elke oggend hierdie amptenaar, tempelamptenaar, elke oggend op die hanekraai tyd die shofar geblaas. Maar so in die Engelse woord, the call, pas dan beter as die Afrikaanse woord uitroep, want 'n call kan verskillende dinge beteken, dit kan ook 'n blaas, geluid of wat ook al. Interessant, in die Grieks word daar ook net van die soort van die stem of die geluid die gepraat. Dit is nie 'n roep soos in ons Afrikaanse woord nie. Ja. So daar was 'n oproep, 'n call om op te staan, gereed te maak vir die tempeloffer, vir die oggendoffer by die tempel, elke oggend gewees. Nou, moontlik was hierdie oggendroep rondom 6 uur gewees, want dit is wanneer die daggedeelte van die 24 uur dag van die Jode begin het, né? Die aand, 6 uur, het die dag begin, en 6 uur die oggend het die daggedeelte van die 24 uur dag in die Bybelse tyd begin. Nou, hierdie hanekraai, soos ons dan in Markus gelees het, of die geroep van die haan, soos ons hier in Johannes gelees het, het 'n paar interessante verwysings in die Bybel. Nou, hierdie man wat die oproep moes doen, wat die roep moes doen, is 'n gawar genoem. Nou, die Hebreëse woord gawar, ek ken die woord van my Hebreëse vertalingswerk as 'n man, as 'n held, as 'n dapper held, as 'n hero, hy's 'n man wat iets moet doen. Maar hierdie woord gawar is ook 'n woordspel met die woord haan. So as 'n ou gawar genoem word, kan hy 'n hero wees of hy kan 'n haan wees. En lyk my hulle het hierdie woordspel spesifiek gebruik om te sê, dis die uitroep van die gawar om die dag aan te kondig. So aan die een kant is hy die man wat dit moet doen, maar aan die ander kant is hy soos 'n hoenderhaan wat in die oggend die dag aankondig. So dit is soort van die agtergrond van die term. Maar waar kom hierdie gawar woord vandaan? Nou onthou, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf.
Maar Jesus hulle het Hebreeus-Aramees gepraat, in die tempel het hulle Hebreeus gepraat. Dit was die tempeltaal gewees, Hebreeus en Aramees. Hebreeus en Aramees is soos Afrikaans en Hollands, baie nou by mekaar, met amper soos dieselfde taal. So, maar die Nuwe Testament is in Grieks opgeskryf, sodat die hele wêreld die taal van daardie tyd kon lees, want Grieks was die wêreldtaal op daardie stadium. Nou hierdie Griekse uitdrukking, die roep van die haan, kom van die Griekse woorde af, vir die Hebreëse woorde af. En hierdie Hebreëse woord is Kiryat Hagavar. Nou Kiryat is letterlik geroep, die lawaai, die stem van die Gavar. Nou soos ek so pas gesê het, Gavar kan dan letterlik beteken die hoenderhaan, of dit kan beteken hierdie man, hierdie held, hierdie hero, hierdie sterk man, ja. So, daar word verwys in die Mishnah Yoma 1 vers 8, word daar verwys na die geroep van die tempelroeper, of die tempelman, die geroep van die man by die tempel. Wat is die Mishnah? Nou, die Mishnah is kommentaar op die Torah, nee, die Torah is die eerste 5 boeke van Moses, en die rabbies het dit vir die mense verklaar, en aanvanklik was dit net mondelingse verklarings, maar later, so 200-300 jaar voor die geboorte van Christus, is hierdie verklarings dan mettertyd opgeskryf. So in hierdie opgeskrewe verklaring van die wet van die Here, van die woord van die Here, die Torah, is die Mishnah genoem. Nou, soos ek nou net gesê het, in die Mishnah, in Yoma 1 vers 8, word daar verwys na hierdie Kiryat Hagavar, die geroep van die man by die tempel. So, daar is al klaar dan 'n moontlikheid dat hierdie Gavar, waarna Jesus verwys het, moontlik net 'n uitdrukking kon wees van die tempelroeper, die hanekraaiman, die ou wat vroegoggend almal moes wakker maak. Goed, maar dis nie net daar waar daar verwys word na hierdie hanekraai nie. In die Mishnah traktaat Bava Kama 7:7 word daar ook na die tempelroeper verwys. So, het Jesus na regte hoenderhaan verwys of na die tempelroeper? Nou kyk net wat staan daar in hierdie Mishnah traktaat Bava Kama 7:7. Daar staan: daar mag geen hoenders in Jerusalem aangehou word nie, want hulle sal die offers onheilig maak, want hulle skrop en hulle vreet enigiets. En hulle sou moontlik die kosher voedsel onrein maak. So daar was 'n verbod op hoenders in Jerusalem rondom die tyd van Jesus gewees. So hoenders was verbode in Jerusalem. Dis die een stukkie agtergrondkennis wat ek wil uitlig. Maar daar is nog 'n ander interessante stukkie agtergrondkennis. Nou, julle het seker al gehoor van die dooie see-rolle, né? In 1947 tot 57, in daai 10 jaar, het hulle duisende rolle en stukke boekrolle ontdek in droë grotte daar rondom die dooie see. En hierdie dooie see-rolle het hulle dan met die tyd oopgemaak en uitgehaal en begin lees en vertaal. En in een van die dooie see-rolle, een van die grootste rolle, hy word 11Q21 genoem. Dis nou maar sy tegniese naam. Rol 11Q21 is die tempelboekrol. En in hierdie boekrol word die tempelreëls en regulasies baie mooi uiteengesit, spesifiek vir die gemeenskap van Qumran, want hulle was 'n baie toegewyde groepie gelowiges, Joodse gelowiges gewees. En in paragraaf 3L 1 tot 5 handel dit oor die verbod teen die aanhou van hoenders binne die stadsgrense van Jerusalem. Dit beteken, dit beklemtoon die streng reinigingswette, hierdie stukkie, hierdie paragraafie, beklemtoon die streng reinigingswette wat deur die Qumran gemeenskap nagekom is, veral met betrekking tot die heilige stad Jerusalem. En dit is verskil so 'n bietjie van die breë praktyke van die Jode, maar hulle was baie streng daaroor dat daar geen hoenders
in Jerusalem aangehou mag word nie, want dit kon moontlik siektes of onreinheid in die stad Jerusalem inbring, en as dan daar diere geoffer is, veral voëls geoffer is, sou hulle moontlik dan onrein wees weens die hoenders wat in die stad is. So, twee aanlangs uit die Mishnah en die dooie se rol bevestig dan dat daar in daardie tyd geen hoenders in Jerusalem mag gewees het nie. So, waarna verwys Jesus dan? Waarna het Jesus verwys toe hy vir Petrus gesê het, jy sal my verloon voor die hanekraai, voor die haankraai. Baie moontlik het Jesus nie na 'n fisiese hoenderhaan verwys nie, maar het hy moontlik verwys na hierdie man wat daar by die tempel hierdie roep gemaak het om almal wakker te maak. Want almal het geweet, elke oggend rondom 6:00 is daar weer roep, sodat mense kan opstaan, die priesters gereed kan maak om die offers te bring. En Jesus het geweet, dit gaan kom. En Jesus het geweet, Petrus gaan voor die dag breek, nog gedurende daardie nag, waar hy daar saam die diensmeisies en die ander werkers daar rondom die paleis van Caiaphas was, dat hy nie die guts sou hê om te erken dat hy Jesus se volgeling is nie. En so het Jesus dan verwys en sê, voor die hanekraai, voor hierdie tempelroeper, roep. Ek wil amper sê, voor die call to prayer, voor die call to sacrifice, gaan jy my verloon. Nou moet julle mooi verstaan, deur te sê dat dit nie 'n fisiese hoenderhaan is nie, toen wil ek glad nie afbreek doen aan die skrif nie. Om die waarheid te sê, ek dink, ek wil die skrif beter verstaan, dieper verstaan. Ek wil iets uitlig wat ons nie geweet het nie, ten minste wat ek nie geweet het nie. Want hier is hierdie gebruik, waarna die Joodse geskrifte verwys, en ons het dit net nie geweet nie. En nou begin ons die dinge raak lees, die ou geskrifte word gelees en vertaal, en raak bekend. Die internet help natuurlik daarmee dit goed bekend word. En 10-1 het Jesus dan vir Petrus gesê, voordat daai tempelroeper roep, môreoggend, gaan jy my verloon. So ek wil nie afbreek doen aan dit wat Jesus gesê het nie. Ek wil net bevestig dat kultureel kan mens dit dalk in 'n ander situasie plaas. Dat dit nie 'n fisiese hoenderhaan is nie, want daar was ten minste 'n paar reëls en regulasies wat gesê het, hoenders is nie toegelaat in Jerusalem nie. En daar was die gebruik gewees, dat die tempelroeper elke oggend moes roep, sodat die priesters gereed sou wees om vir die Here hulle oggendoffers gereed te maak en te bring. Ek hoop dit maak vir jou iets niets oop. En weet julle, daarom as ek die goed dan opneem vir die radio, neem ek dit ook op YouTube, en onder my naam, Roelie van der Spy, begin al my video's met die woorde lees niet. Want elke nou en dan lees ek iets niets. Ek wil elke keer as ek die skrif lees, of die skrif bespreek, wil hê dit moet iets niets wees. Daar is altyd iets niets in die skrif. En ek hoop dat dit vanoggend vir jou ook iets niets opgemaak het. Miskien vat jy dit nie, dis reg, maar kom bespreek dit saam met my. Dink saam met my daaroor. En besef net, daar is so baie in die skrif, wat ons nog nie weet nie. En dat die skrif, as ons dit regtig mooi lees, regtig mooi bestudeer, altyd iets niets kan bring. Ek wil afsluit. Soos ek gesê, dit is nou die tyd tussen Paasfees en Pinksterfees. Nee, verlede jaar het ek gepraat oor die tel van die omer gerwe. En dit is letterlik die 50 dae van Paasfees na Pinksterfees. Die Jode het getel, en ons tel het vandag nog, die Nuwe Testament het getel, ons tel 50 dae af van Paasfees na Pinksterfees.
En hierdie 50 dae se aftel is om af te tel, dit is soos 'n lent, dit is soos 'n vastyd, 'n gereedmaaktyd, dat ons nie kan word. Lees nie in hierdie 50 dae, word nie in hierdie 50 dae, dat Christus jou nie maak in hierdie 50 dae, sodat as Pinksterfees kom, en Jesus met sy gees oor ons wil uitstort, dan is ons gereed om die gees van Christus te ervaar en te ontvang, sodat ons nie kan lewe, vernuwe kan lewe. Ons miskien is jy al vernuwe, maar ja, ons kan maar jaar na jaar weer vernuwe word deur die gees. En ek bid dat die gees jou, my, sal help, dat die skrif altyd nuut sal bly. En dan wil ek afsluit met die laaste woorde. Maar voordat daarmee, wil ek net sê, as julle my wil kontak my gerus op WhatsApp op 074 419 8353. Ja, my laaste woorde dan, om julle mee te groet is, moenie 'n Petrus wees, wat voor die wekker afgaan, jou Here verloor. Want dis omtrent die rol wat hierdie hanekraai gespeel het in Jesus se tyd. Dit was soos die vroegoggendwekker. Ja, ons het eerst ander wekkers, selfoonwekkers, ander wekkers. Maar Jesus het vir Petrus gesê, voor die wekker afgaan môreoggend, gaan jy my verloor. Kom ons probeer dan nuut lewe, nuut lees, sodat ons nie die Here verloor, voordat die wekker môreoggend afgaan. Mag die Here jou seën, met jou wees, en help, dat jy sy skrif nuut lees, nuut verstaan, en dat dit nuut sal wees in jou lewe en alles. Seën dan ook in hierdie dag. Tot die volgende keer. Mag die Here jou nuut maak.